Geliefdes, dieselfde gesindheid wat daar in Christus was, moet ook in ons wees, in ons liefde en ons omgee vir mekaar. Die apostel Paulus vermaan ons daar in Filippense 2, dat die een die ander hoër moet ag as homself. En die gevolg is dan, dat ons mekaar in gelyke mate ag. Wanneer ons mekaar ag, dan skinder ons nie oor mekaar nie. Was jy of is jy steeds die slagoffer van 'n skinderveldtog? Jy kom agter dat mense se houding teenoor jou verander. Jy kom dalk agter dat mense agter hulle bakhande van jou praat wanneer jy verbygaan. Jy kan nie agter die kap van die byl kom nie. Jy weet nie wat aan die gang is nie. En wanneer jy dalk wel agterkom dat daar oor jou geskinder word, dan staan jy magteloos. Wat doen jy? Die bron van die skinderstorie bly dikwels onbekend en ongeïdentifiseerd, en die storie bly sterkies bykry en dit groei, dit versprei, en dit gaan nooit lê nie. Dominees en vrouens is gereeld die slagoffers hiervan. En dit laat my dink aan wat die apostel Jakobus gesê het oor die tong. Jakobus 3, van vers 5 tot vers 8. Net so is die tong ook 'n klein lid en beroem hom op groot dinge. Kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Want elke soort natuur van wilde diere en voëls en kruipinne sowel as seediere word getem en is getem deur die menslike natuur. Maar die tong kan geen mens tem nie. Dit is 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. Ja, geliefdes, die vuur wat die tong aan die brand steek, word nie maklik geblus nie en woed gou buite beheer. Ons hou tog so van 'n goeie kinderstorie, daardie soort storie wat begin met die woorde, het jy gehoor? En jy spits jou ore vir iets sappigs. In die Spreukeboek lees ons dat die woorde van kwaadsprekers soos lekkernye is. Ons wil tog so graag hoor van ander se foute en skandes, want dit laat ons dalk beter voel oor onsself. Ek is nou nie regtig soos daardie een nie. Die narcis kraak ander mense af om homself beter te laat lyk. Skinder voet op ander mense se foute en swakhede. Dit gee die vlees plesier om iets te weet wat ander nie weet nie. Dit laat jou so belangrik voel. Die gebod van die Here vermaan ons dat jy geen valse getuienis teen jou naaste mag spreek nie. En die kinderstorie, 'n kinderstorie het dikwels 'n leuen as basis. Dikwels is dit 'n figment van iemand se verbeelding. En al steek daar 'n greintjie waarheid in so 'n storie, moet ons in gedagte hou dat 'n kinderstorie iemand se naam aan gedrang bring en dat vertroue verbreek en verhoudings vernietig word. Daarby waarsku God se woord ons ernstig teen skinder. Neem 'n bietjie in ag dat wanneer iemand na jou toe kom met die woorde, het jy gehoor? En moet nou nie vertel dat jy dit by my gehoor het nie. So 'n persoon net so maklik ook oor jou kan skinder. Spreuke 11 vers 13 sê, die wat met kwaadsprekery omgaan, maak 'n geheim openbaar. Maar hy wat betroubaar is van gees, bedek 'n saak. Moenie jou ore uitleen en deel word van 'n kinderstorie nie. Wanneer ons versoek word om te skinder, moet ons onsself afvra, is hierdie storie waar? Is dit nodig? Is dit liefdevol? Sou ek dit sê, as daardie persoon hier voor my staan? Natuurlik nie. Kan jy jouself indink dat ons Here Jesus hom sou skuldig maak aan kinderstories? Nee, natuurlik nie. Ons word vermaan dat die gesindheid wat in Christus Jesus was, ook ons gesindheid moet wees. Die apostel Jakobus waarsku dat die godsdiens van iemand wat nie sy tong in toom kan hou nie, nutteloos is. Amen. Ons bid saam. Almagtige Here, plaas 'n wag voor my mond en help my om my woorde wys te gebruik. Vergewe my waar ek anders seer gemaak het deur skinder of negatiewe praatjies. Vul my hart met liefde en leer my om
om ander op te bou, eerder as om hulle af te kraak en af te breek. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.